Ons het verlede week stilgestaan en gekyk na die natuur van die mens, hoe ons as mens na die sondeval geestelik dood geword het, geen bydrae kan lewer of niks kan doen om met die Vader of met God versoen te word en om so ons redding te help verdien nie. Daar is letterlik niks wat ons kan doen nie. Ons almal weet, elke belydelike Christen weet dit, dat ons word slegs met God versoen deur die soendood van Jesus Christus, die Seun in die drie-eenheid wat aarde toe gekom het, mens geword het, gekruisig is, gesterf het en opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Maar die vraag wat ons baie keer oorwonder en soms vra en soms te skaam voel om te vra, maar hoekom moes dit so gebeur? Is dit regtig nodig dat die Seun moes sterf? Kon God nie andersins besluit het om sy vingers te klap en te sê, goed, ons is terug na voor die sondeval en die Satan is verban en hy bestaan net nie meer nie. Waarom moes hierdie heilsgeskiedenis uitspeel soos hy uitgespeel het? Ja, dis 'n probleem, die sondeval veroorsaak 'n probleem wat nie maklik opgelos word nie. Want aan die een kant is God 'n liefdevolle God. Hy's 'n genadige God, hy wil red, hy wil sy liefde bewys aan die mens. Aan die ander kant is God 'n regverdige God. En regverdig is een van daai konsepte wat vir ons dalk baie keer 'n bietjie moeilik is om te verduidelik of te verklaar of te definieer. En ons definieer dit baie keer menslik en ons definieer dit baie keer soos ons dit graag wil hê. Maar Bybels gedefinieer beteken die regverdigheid van God dat alle sonde gestraf word. God straf alle sonde. Geen sonde kan oorgesien word nie. Dit sou nie regverdig wees nie. En God is in sy wese regverdig. So nou sit die mens wat homself in die sonde gedompel het met hierdie probleem, dat hoe kan ek die genade van God ontvang terwyl ek 'n sondige mens is, want as God regverdig is, dan beteken dit dat die sonde moet gestraf word. En dis waar die kruis vandaan kom, dis hoekom die kruisiging moes plaasvind. Want alle sonde moet gestraf word. En dis natuurlik Romeine 3 vers 23 en Romeine 3 vers 26 vers 23 sê wat almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. En dan sê Romeine 6 vers 23, dat die loon van die sonde is die dood. Dis die regverdige straf op sonde. So die dood moet daar wees om te betaal vir die sonde. Maar hoe bewys God dan sy genade as hy die mens wat moet sterf en verdien om te sterf en volgens sy regverdige wese dit moet laat gebeur, hoe red hy dan daai mens? En die antwoord is die kruis. Die antwoord is, daai sonde moet gestraf word. Maar die sonde van elke gelowige word dan gestraf aan die Seun van God, aan Jesus Christus aan die kruis. Met ander woorde, die ruiltransaksie vind plaas, dat hy neem ons sonde op hom, hy betaal daarvoor ten volle met 'n volmaakte offer, verdien volmaakte geregtigheid deur 'n sondelose lewe, oorwin die dood deur die opstanding en hy kan na die hemel toe opvaar en aan die regterhand van God sit. So wat ons inruil is ons sonde, wat ons ontvang is die genade van God en sy geregtigheid en sy volmaakte gehoorsaamheid word aan ons toegereken asof ons dit self gedoen het. Daar was geen ander manier vir God om die sonde te straf wat hy moet straf want hy is regverdig en sy genade te bewys as die kruis nie. En die enigste een wat dit kon dra is 'n sondelose wese. En dis natuurlik wat die katekismes ons lees en dis belangrik. Dit vereis bepaalde karaktereienskappe van die middelaar. En daarom vra die katekismes, hoe 'n soort middelaar moet ons dan hê? En die antwoord is, hy moet ten volle God wees en hy moet ten volle mens wees. Hy kan nie halfpad wees, 50% God, 50% mens nie. Hy moes ten volle God wees, wat hy is, en hy moes ten volle mens wees, wat hy is. En mens, omdat die mens moet sterf vir die mens se sonde, geen ander wese kan vir die mens se sonde sterf nie. Maar God, want geen mens kon die toorn van God oor die sonde dra nie. Hy moes God wees om dit te oorleef en om uit die dood uit te kon opstaan. So hy moes ten volle mens wees, waaragtig mens en waaragtig God.